Goeiedag broer en suster, andermaal hartlik welkom en is lekker om weer saam met u te kan wees. En dat ons in hierdie dag weer eens kan stilstaan rondom die woord van die Here. Dit bly vir my altyd 'n vreugde en ek wil daai vreugde ook met u deel, dat iets daarvan ook vir u 'n werklikheid kan wees. Die Here se woord is altyd nuut, altyd vars, dinamies, kragtig. En dis wat ek graag met u wil deel. So baie hartlik welkom en kom ons word net saam stil. Here, dankie andermaal dat ons so kan saam wees en dat u saam wees altyd, Here, rondom u woord en in die lig van u woord kan wees. Maar nog meer, Here, dat dit in u teenwoordigheid kan wees. Dat waar ons hier by mekaar is, u hier teenwoordig is. En dat u bereid is om met ons te praat, Here, dat u nooit geduld met ons verloor nie. Dit gryp my aan. Vader, ons wil in hierdie dag weer voor u buig. Ons wil u naam aanroep. Ons wil u aanbid as die enigste ware en lewende God. Ons wil voor u buig as die een wat aan die begin met 'n woord geskep het. En daarom is u woord vir ons so belangrik. Wanneer ons daaruit lees, Here, kom maak dit vir ons oop. Asseblief. Amen. Ons sou by hierdie geleentheid, broer en suster, kon sing van lied 212, loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Met die refrein gedeelte, ek wil die Here loof, loof met my hele hart, hy gee hul wat roep, weer nuwe krag. Pragtige lied. Kom ons lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ek gaan daarso vers 1 lees. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Ek lees net tot sover toe. Niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 tot 14 gaan dit oor die besondere gawes van die Gees en oor die uitleg van hierdie gedeelte bestaan daar groot verskille tussen verskillende kerke, maar ook selfs binne die gereformeerde kringe self. Maar oor 1 Korintiërs 12 vers 3 kan daar geen onsekerheid wees nie. In die tweede gedeelte van die 3de vers lees ons, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Hier gaan dit baie duidelik oor die grondslag van al die gawes wat hier verder genoem word. In 'n sekere sin gaan dit ook oor die eerste en die belangrikste van die gawes. Die vermoë om Jesus Christus
te bely as Here van jou en my lewe. Kom ons kyk 'n bietjie nader na hierdie teks. Die feit dat Jesus die Here is. Ons hoef nie lank hierby stil te staan nie. Jesus Christus is die Here in die volste sin van die woord. Die getuienis van die profete en die apostels bevestig dit en Jesus se eie getuienis verklaar onomwonde om 'n ietwat afgesaagde uitdrukking maar weer te gebruik. As Jesus nie die Here is nie, was hy seer sekerlik die grootste swendelaar wat die geskiedenis ooit opgelewer het. Maar 'n mens skrik selfs terug van die gebruik van sulke woorde, want Jesus is die Here, ongetwyfeld, onbetwis, die Seun van die Heilige God, die Verlosser van die wêreld. Dit is die vertrekpunt van die Christelike godsdiens en uiteindelik van die skrif self. Dit is nie vir ons nodig om dit redelik en met die verstand te probeer bewys nie. Mense wat na sulke bewyse soek, is in elk geval nie vatbaar vir oortuiging nie. Die belydenis van Jesus as Here, die feit dat Jesus die Here is as verstandelike oortuiging, broer en suster, vir die mens van geen of weinig waarde. Hierdie feit dat Jesus die Here is, moet bely word. Dit moet 'n dinamiese beginsel in elkeen van ons, in elke kind van die Here se lewe wees. Wanneer Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan na die genesing van die kreupelgebore man, verklaar hulle sonder om te skroom, hy, naamlik Jesus, bring die verlossing en niemand anderste nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word, anders as die naam van Jesus Christus nie. Maar by Petrus en Johannes gaan dit nie net hier om een of ander gesaghebbende stelling wat gemaak kan word nie. Vir hulle is dit 'n feit wat hier dinamies aan die werk gesien is. Julle moet weet dat dit in die naam van hierdie Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Dis nou die kreupelgebore man. Jesus as Here en as Verlosser is meer as net 'n troostvolle woordjie en of teorie. Hy genees, hy gee lewe. Hy gee nuwe lewe en 'n nuwe lewensbegin. Om Jesus dus as Here te bely, beteken dis veel meer as om net met die mond te kan sê dat Jesus die Here is. Die lewende Here moet in en deur my lewe werksaam wees, sagbaar wees, beleef word as die een wat liefhet, homself gee, wat genees, wat verlos en van sonde bevry. Die lewe in gemeenskap met hierdie gekruisigde en opgestaande Here is die enigste vorm van sê dat hy inderdaad volle heerskappy besit. En wat my lewe werklik ten goeie bring. En as ek nie by magte is om te sê dat hy die Here inderdaad my Here is nie, dan staan ek eintlik buite hom. Want enige persoon kan sê dat hy die Here is. En dan
as ons dit met ons lewe kan sê en kan getuig, dan bly redenasies oor die besondere gawes mos nou bloot net akademiese bespiegeling en my Christelike lewenstyl 'n blote moreel-etiese oefening sonder enige ewigheidsbetekenis hoegenaamd. Om dus vanuit die diepste, by gebrek aan 'n ander woord, uitgange van my hart en van my lewe, waarin my lewe beweeg, is om te sê dat Jesus Here is. En dit bly die grootste waarheidsmoment wat my as persoon se ewigheidsbestemming beslis. Om aan Jesus Christus die heerskappy in en oor my hele bestaan toe te ken, elke gedagte en daad van my gevange te neem en in gehoorsaamheid aan sy oppermagtige leiding my hele wese en al my uitinge van my lewe so in te rig dat nie meer my wil nie, maar sy wil volkome in my tot uitdrukking kan kom. Dit is die enigste manier om sinvol te sê dat Jesus Here in en oor my lewe is. Val dit buite my vermoë om so iets te kan sê? Nee. Daarvoor is die sondige neiging in my te diep gewortel. Die neiging om Here meester van my eie lewe te wees en my eie lewenskoers te bepaal, te veel op die voorgrond. Daarom moet ons erns maak met die woord van die Here. Moet ons erns maak met God. Moet ons erns maak met my ewigheidsbestemming. Mag ek nie die Heer en lewe, die Here meester van my eie lewe bly nie. Moet ek daardie mag moet ek in die hand van ons Here Jesus kom plaas. Dan beteken dit, broer en suster, effektief dat my hande, my lewe, my hart, my denke, alles onder sy beheer staan en nie meer onder my moontlike verdorwe vlees nie. En daarom is die belewing van Jesus as Here deur die Gees vir ons so belangrik. Almal van ons wat al probeer het om 'n lewe van oorgawe en toewyding te leef, almal wat al die geesdrywers en sommige van die geloofsgeneesers van ons tyd in aksie gesien het, weet hoe onmoontlik is dit om oor die Heilige Gees van God te beskik en hom te laat doen wat jy wil hê hy moet doen. Want die Heilige Gees bly die vrymagtige God wat hom nie in menslike skemas en patrone laat indwing nie. Jesus het nie verniet vir Nikodemus gesê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie en waar hy heen gaan nie. Die belangrikste rede waarom die werking van die Gees in ons lewens so min tot sy reg kom, is seker die onwilligheid om met my hele hart en my hele lewe te sê dat Jesus die Here van my lewe is. Want broer en suster, om dit ten volle te kan sê,
beteken dat u en ek wedergebore moet wees. En hierdie wedergebore is iets waarvan ek self die perke en die grense in my lewe nie kan beperk nie. Net God kan dit vir my gee. Paulus, die groot godsgeleerde en vurige ywerhaar, hy moes leer dat sy swakheid, nie Paulus se welsprekendheid nie, en die wonderlike vermoë om te argumenteer nie, maar sy swakheid is die ruimte waarbinne God se krag openbaar kan word. En daarom dat Paulus maar die doring in sy vlees moet verdra om die genade tot voller bloei te laat kom. Later moes hy leer dat nie hy wat Paulus is nie, maar die Heilige Gees sou besluit waar die evangelie verkondig sou word. En dat hy in boeye na Rome moes gaan om daar uiteindelik die uitverkorenes van hulle boeye te bevry, in die sin van die sonde te bevry. Waar het dit alles begin? Dit het alles begin toe hy op 'n dag in die stof op die Damaskuspad neergevel was in onderworpenheid aan die opgestane Jesus. Wat gevra het, toe hy gevra het, wie is u, Here? En later sê hy, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus die Christus en wel oor hom as die gekruisigde nie. So sal die Gees u en my lewe voer op paaie waar ons besmoontlik gedink het ons nooit sou kon geloop het nie. Kom die Heilige Gees in ons lewe en neem my ons op 'n weg van 'n moeisame weg en soms ook 'n pynlike weg om die les van selfverloning te leer. Broer en suster, ja, om die Heilige Gees as gawe uit die hand van die Here te mag ontvang, om die Heilige Gees as inwonende God in jou lewe te mag hê, is 'n genadegawe van God. 'n Genadegawe waartydens die Heilige Gees ons vorm, waar die Heilige Gees aan ons timmer, aan ons skuur, sodat ons werklik 'n God aanvaarde kind van God kan wees. En mag u en ek, broer en suster, die Heilige Gees so in ons hê, dat ons met vrymoedigheid en dat ons met krag kan sê, Jesus Christus is die Here. Hy is die Here in en van my lewe. Hy is die Here oor my lewe. Hy is Here van die ganse skepping. Mag u en ek uiteindelik op 'n stadium in ons lewe kom, dat ons saam met Paulus kan sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig einduit volgehou, en nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Kom broer en suster, u en ek wat mede gelowiges is, mede geloofsreisigers, kom dat ons sê en kom dat ons dit leef, dat Jesus die Here van my lewe is.
geboorte mag pynlik wees en die reis mag vol ontberings en selfs gevare wees, maar die einde is verseker, want die Here reis op hierdie geloofsreis saam met ons. En die Heilige Gees getuig met ons gees dat ons erfgename van die koninkryk van God is. Mag die Here elkeen seën. Amen. Vader, ons dankie. Ons dankie dat as kind van God die Heilige Gees, u Gees in ons woon, mag woon, wil woon, ons vorm. Dat u Gees saam met ons gees getuig dat ons erfgename van die koninkryk van God is. Dat u Gees in ons laat uitroep, Abba, Vader. Dat u Gees in ons gees, saam met ons gees, laat getuig dat u Jesus, Here van alle Here is. Ons buig in aanbidding voor u, ons loof u Here, as die koning van die heelal. Vader, baie dankie, dat ons begenadig mag wees. En Here, as daar 'n swympie van twyfeling in ons is, en mag wees, Here, oor of die Gees in ons woon, al dan nie, mag u Gees met ons praat. Mag u Gees in ons werk. Mag u Gees ons oortuig van die waarheid. Asseblief. Amen. Ons sou as slotlied in hierdie gedeelte kon sing, helder skyn u lig vir die nasies. Lied 488, daar al 50 verse. Broer en suster, mag hierdie dag vir u 'n baie mooi en geseënde dag wees. Mag u die seën van die Here met u saamdra. Mag die Vader met u gaan. Mag die Heilige Gees in u woon. Mag die drie-enige God u ryklik vergesel op die res van die pad van hierdie dag en die week wat voorlê. In die naam van Jesus. Amen.